So kom ons lees dan saam 2 Timoteus 4 vers 1 tot 8. Ons besoekers, dit sal op die skerm wees. Of jy kan saam in jou eie Bybel volg, maar ons lees die 2020 vertaling. 2 Timoteus 4 vanaf vers 1. Ek vermaan jou ernstig voor God en Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel, en ook met die oog op sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan, weerlê, bestraf, bemoedig in alle geduld en deurlering. Want daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulself leermeesters na eie begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot versinsels wend. Maar bly jy in alles nugter. Verduur jou lyding. Doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Beoefen jou bediening voluit. Want ek word reeds as drankoffer uitgegiet, en die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, en ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinningskrans van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter, op daardie dag vir my sal gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms liefhet. Ons lees tot sover. Ons gaan ook by 'n hele klompie ander gedeeltes ook stil staan, maar ek sal dit sommer op die skerm ook plaas. So, ons tema vir môre is, wat is jou nalatenskap? Wat is jou nalatenskap? Is dit positief of is dit negatief? Ek vermoed julle almal het al 'n fliek gekyk of 'n TV-produksie gesien van iemand wat gemaak het asof hy dood is en hy sy eie begrafnis half gereël het sonder dat mense dit weet. En so het almal bymekaar gekom en want hy wou eintlik net gehoor het wat sê hulle van hom. Wat is sy nalatenskap? Wie sê wat van hom by hierdie geleentheid? En dan natuurlik het hy almal verras. Maar hier is ek leef weer, dan sal eintlik baie kwaad vir hom. Julle almal het dit al gesien. Wat sal mense van jou sê? Wat sal mense van jou sê as hulle huldeblyk moet gee? Deesdae praat ons oor alles behalwe die dood. Dood het eintlik half 'n taboe onderwerp geword. Maar se pad wat almal van ons gaan stap. Waar was die wederkoms plaasvind voortaan? Wat is jou nalatenskap? Want elke mens het 'n nalatenskap. Elke mens. Positief of negatief, maak nie saak nie, maar jy het 'n nalatenskap. Wat dit ook al mag wees. As jy vir 'n oomblik dink aan 'n geliefde wat onlangs oorlede is. Die Leibrand familie het nou man en pa wat gesterf het. As jy vir 'n oomblik dink, mense iemand wat naby jou was wat oorlede is. Wat voel jy? Hoe voel jy oor daardie persoon wat oorlede is? Watter gevoel kry jy hier binne jou? As jy aan die persoon dink, is dit 'n positiewe ervaring wat jy het? Is dit miskien 'n gemengde ervaring wat jy beleef hier binne in jou hart wat jy nou nie regtig vir almal sal sê nie? Of is dit miskien 'n negatiewe ervaring wat jy van so iemand het? Wat is jou nagedagtenis? Wat is jou nalatenskap van hoe jy dink oor daardie persoon? Wat ek gesê het, elke mens het 'n nalatenskap. En Jesus was ook volledig mens. Jesus het ook 'n nalatenskap gehad. Vir elkeen van ons. Nou, ons gaan nie na alles kan kyk vandag nie, maar ons gaan net na 'n paar punte ook kyk. En dan sê dit ook iets vir ons. Jesus se nalatenskap het 'n effek op jou en my nalatenskap. Wat ons het. Nou die eerste nalatenskap wat Jesus vir ons kom gee, is hy skep vir ons toegang tot God. Nou as jy Ou Testament lees, dan weet jy in die Ou Testament het die tempel gehad en net die hoëpriester kon in die allerheiligste ingaan. En net een keer 'n jaar. Met Yom Kippur, die groot versoendag, dan mag die hoëpriester in die teenwoordigheid van God kom een keer 'n jaar. En as Jesus sterf, as hy sy laaste asem uitblaas, dan staan daar in Markus 15 vers 38, en dis letterlik, hy sê, sy laaste asem uitgeblaas, en die volgende sinnetjie is hierdie sin.
Die voorhangsel in die heiligdom is in twee geskeur van bo tot onder. Om te sê, God het die brug geslaan, Jesus die brug geslaan tussen God en mens, dat ons 'n persoonlike verhouding met die Here kan hê. Dat ons 24/7 met die Here kan praat. Nou wat 'n wonderlike nalatenskap is dit nie. Om te kan sê, ek het 'n verhouding met die Here. 'n Persoonlike verhouding met die Here. Ek glo as kinders van die Here is dit almal se nalatenskap wat ons wil hê. Elkeen van ons wat 'n kind van die Here sal sê, as mense sal sê, ek is 'n kind van die Here, ek het 'n persoonlike verhouding met die Here, is dit iets wat vir my een van die belangrikste so goed sal wees. Ons het gesing, dat elke knie sal erken dat sal buig dat Jesus is die Here. As ek nou terugdink aan my skoonma, stel sy ma, sy is al 2018 is sy oorlede, en as ek terugdink aan haar, sy was 'n baie stil vrou, sy het nie baie gepraat nie, sy was doodstil. Maar sy is altyd besig met die Bybel, altyd besig met die Here. Haar Bybel is vol geskryf. Ek weet of julle nog die Bybelkorboekies onthou het nie. Jy weet, daai Bybelkorboekies kon jy nog ingevul het, en al sulke goed, jy kry dit nie meer nie. Jy sukkel om dit te kry. Dis nou lang goed, en dan is daar net 3 of 4 vragies, want sy het hierdie Bybelkorboekies gehad, waar alles ingevul was, ingeskryf was. As ek terugdink aan my skoonma, dan moet ek sê, sjoe, absoluut 'n persoonlike verhouding met die Here, lief vir die Here gewees, altyd met die Here besig gewees, stil, maar passievol oor die Here. Ek en jy sal graag wil sê, ek het 'n verhouding met die Here. 'n Persoonlike verhouding met die Here. Die tweede nalatenskap wat ek dink wat Jesus vir ons gee, is 'n ewigheidsvisie. Jesus vir ons aan die kruis gesterf, ons weet, Romeine sê, die loon van die sonde is die dood. So ons weet, Jesus aan die kruis gesterf, hy het die sonde oorwin, maar hy het die dood ook oorwin. Want ons weet, hy het later opgevang na die hemel, om te sê, ek het vir elke van julle gaan plek gereed maak. Ewigheidsvisie. Sien net, die lewe is nie net nou hier en nou nie. Sien net hierdie 30, 50, 70, 100 jaar wat ons hier leef op aarde nie. Daar's 'n ewigheid. Ons sê daar's 'n ewige lewe. Sien net hierdie klein bietjie tydjie wat ons op aarde het nie. Maar ons weet, en Carmen het dit so mooi gebid. Carmen het gebid van, Here, ons gaan soms deur moeilike tye. Ons gaan soms deur hartseer tye. Die lewe is nie maklik nie. En ons weet dit. En dan kom sê Paulus ons teksgedeelte. Hy sê vers 5 sê hy, verduur jou lyding. Hy sê hy het lyding verduur, en ons weet Paulus se lewe, hy het hierdie geskryf net voor hy dood is. So is goeie konteks om te hê. Net voordat hy letterlik sy eie laaste asem uitgeblaas het, skryf hy dit. Dan sê hy, maar ek het die goeie stryd gestry. Dit was 'n stryd, maar ek het hom gestry. Ek het die wedloop voltooi, en ek het die geloof behou. Ten spyte van hierdie moeilike tye waardeur ek gegaan het ek die geloof behou, het ek in die Here vasgehou. Hierdie geloof behou, beteken om te bewaar soos 'n besondere skat. Dis eintlik daai geloof behou, soos eintlik 'n besondere skat wat hy gehad het, wat hy bewaar het. So belangrik was dit vir hom, om selfs deur sy moeilike tye aan die Here vas te hou. Weet dat die Here vir jou dra en die Here vir jou sorg. Ons het mannekamp gehad verlede week. Wonderlike geseënde tyd. Mense vra, nou braai julle net, kuier julle nou net, wat maak julle nou daar? Toe nog ek dink ek gaan tog ietsie sê daaroor, dat mense net weet wat ons dan doen ook daar. Ja, ons braai ook, en ons kuier ook, en dis lekker, en ons gesels saam met mekaar, maar daar is 'n stuk diepte, wat daar is. Dis 'n klomp manne, wat daar was, wat hier sit. Sondag het ek vir elke man so 'n stuk hout gegee. En natuurlik, elke man se stukkie hout lyk anderste. Want dit wat hy dra is anderste. My vraag is, wat dra jy in jou lewe? Wat is dit wat jy dra? Ons kon lekker saam gesels, die manne sit hier. Daar's klop swaar goed wat die manne dra, wat nie maklik is nie. Goed dat hulle soms vir niemand sê nie, want die manne wil mos nie praat nie.
Maar ons dra almal iets, nie net die manne nie, die hulle wat hier sit, ook almal. Ons het seker goed wat ons dra, wat vir ons swaar is. En dat is seker goed, Psalm 55 sê, werp jou bekommernis op die Here, en ons gee vir die Here, maar als is nie weg nie. Ons mens so, als kan net weg wees. Het gaan nie weg nie. Dat is seker goed wat weggaan, byvoorbeeld die Here sê, ek neem jou sonde weg, so ver as wat die ooste van die weste is, ek maak jou so wit so sneeu, dit van die Here volledig weg. Soms gaan 'n mens deur rou, waar 'n mens verlies het. Dan sê die Here vir ons in Galasiërs 6, maar dra mekaar se laste, wees vir mekaar daar. Maar soms is daar net iets wat jy net vir altyd dra. Dit gaan nie weg nie. Dit kan 'n gestremdheid wees, dit kan 'n siekte wees. Party mense se siekte gaan weg, ander mense se siekte gaan glad nie weg nie. Mense gaan dood van hulle siekte. En dan sê Paulus as jy 2 Korintiërs 12 gaan lees, dan sê Paulus, wie, ek het 'n doring in my vlees. Ek het 3 keer gebid dat die Here hierdie doring in die vlees vir my sal wegvat, maar hy het nie. Maar die Here het my gesê, my genade is vir jou genoeg. Soms gaan iets nie net weg nie. Ons wens dit gaan weg. Ons almal wens dit gaan weg, maar dit gaan nie. En dan is dit die doring in my vlees wat ek moet dra. Maar die Here sê, my teenwoordigheid is vir jou daar. My teenwoordigheid, my genade is vir jou genoeg. En ek kon vir Michiel sê, toe ons nou die doopkategese gehou het, voordat sy pa oorlede is, het sy pa daai woorde vir my ook gesê, my genade is vir jou genoeg, Katrie. Die Here sê, sy teenwoordigheid is genoeg. En dit help vir ons, wanneer ons 'n ewigheidsvisie het. Om te besef, die lewe is nie net hierdie nie, daar's baie iets groters in die lewe as net dit. Sodat ek die geloof kan behou, om te weet, dis nie net hier nie. En dat is van julle wat vir Pierre Roux onthou. Een van ons sê, hy was Koos as hy voog, en Alta. Pierre Roux is 'n sendeling by ons in die gemeente gewees, en Sharon is nog steeds 'n sendeling by ons, maar Pierre is oorlede so 'n paar jaar terug. Pierre was 'n groot, sterk man, groot Sharks ondersteuner gewees, en hy het kanker gekry, en hy was later net vel en been. Maar Pierre het so in die Here vasgehou, kuier by die huis, of sy laaste paar dae in die hospitaal, het Pierre net gesê, the Lord is good. En hy het vir gesê, Martin, ek is amper daar. Ek is amper daar. Ek gaan voor die voete van die Here sê, ek gaan vir alles wat ek wil vra, en ek wil vra. En hy het hierdie ewigheidsvisie gehad. Amper soos Paulus wat sê, hier in 2 Timoteus 4, hy sê, nou wag die oorwinningskraans. Sien, daar's iets groter as net hierdie lewe. Die oorwinningskraans wag vir my. Hy sê, maar net vir my nie, maar ook vir julle almal. Dit help jou ook in jou krisis om te weet, maar hier is 'n ewigheidsvisie. En daarom sê ons mekaar by 'n gedenkdiens, sê ons mekaar, dit is 'n tot wedersiens, tot ons mekaar eendag weer sien, want ons gaan mekaar weer sien. Dis as kinders van die Here glo ons. Ons sê dit elke Sondag, die opstanding van die dooies. Ons glo dit. Mag iemand van sê, "Sjoe, weet jy wat? My pa het deur moeilike tye gaan, my ma deur moeilike tye gaan, maar weet jy wat? Hulle het in die geloof behou. Hulle het vasgehou in die geloof. Vasgehou aan wie God is en wat God gedoen het vir hulle. Al was dit nie maklik nie. Al was daar moeilike tye, al was daar krisistye, al was daar hartseer. My pa en my ma het vasgebyt en aan die Here vasgehou. En hierdie kosbare skat vasgehou. Nog 'n nalatenskap van Jesus is, hy gee vir ons 'n nuwe identiteit. Wat 'n wonderlike woord. En 'n nuwe identiteit lei tot eintlik 'n nuwe manier van lewe. Dit lei tot 'n gedragsverandering. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand 'n Christus is, is hy 'n nuwe skepping. Die ou ding het verbygegaan, kyk die nuwe, dit het nuut geword. En dan begin jy anders te dink, dan kyk jy anders na mense. Dan kyk jy anders na mense. Dan behandel jy mense anders. En ek dink ek gaan so 'n bietjie uitpraat met donderdag se diens. Is dit reg met julle?
Daar sit daar waar oom Jan en Fred hulle sit daar 'n man, donderdag. En die familie het kom praat, ja, Alvin, oom Hendrik het kom praat, en die man staan op, hy's 'n Malawier, kom van Malawi af. Ek gaan nou vertel, is dit reg? En hy staan op, daar van agter, maar toe hy so opstaan, toe sien ek, hy het regtig 'n empatiese hart. Ek ken hom glad nie, maar die familie ken hom baie goed. Want as iemand swaar kry hiervoor, het hy kom staan hier langs hulle, net sy hand so gesit. Net sê, staan hier by jou. En toe hy sy geleentheid hê om huldeblyk te gee, toe sê hy, maar hy wil iets sê. Ek sê, you're more than welcome. In die woorde, hy sê, die foto van oom Rudolf was hier, hy sê, this is my father. Dit is my pa. En ek toen na die tyd, ek van vorige keer, toe sê hy vir my, 18 jaar terug, het hy hier gekom. Hy was haweloos, hy het nie kos gehad om te eet nie, hy het niks gehad nie. Sy pa is dood toe hy, 2-3 jaar oud was. Hy sê, en oom Rudolf het sy hand om uitgesteek en vir hom gehelp. En so die hele familie hom omarm, en die hele familie het vir hom gedra. Ek dink sy naam is Tony, nee. Ja. 'n nalatenskap, wat hier 'n man kom vertel, want dit is mos goed wat ons nou nie self sal sê van onsself nie. Dis moet maar hoe dit werk. Maar iemand anders wat hier kom opstaan en kom sê, weet jy wat, this is my father. Hy het my geleer hoe 'n pa moet wees. Ek gesien, daar is 'n klein dogtertjie, is dit sy dogtertjie? Ek het geleer wat 'n pa moet wees. 'n Verskil gemaak het. Want oom Rudolf hom gesien het eintlik deur die oë van elke mens is 'n skepping van God. Ons is na die beeld van God geskape. En dan, as daar gedragsverandering is, want ons het 'n nuwe identiteit, dan gaan ek met integriteit leef. Dat my kinders eendag kan sê, weet, pa en ma was iemand van integriteit. My man was iemand van integriteit. My vrou was iemand van integriteit. Is iemand wat jy kon vertrou. Wat is jou nalatenskap? Wat jy laat. Die laaste ene, daar's nog baie ander wat jy kan sê, maar die laaste ene, wat ek graag wil deel, is Jesus het vir ons kom leer van liefde. En as Jesus liefde leef, dan kan ons, omdat ons mos nou 'n nuwe identiteit het, dan gaan ons ook hierdie liefde ook leef. Ek het begin gesê, hoe het jy gevoel oor iemand wat oorlede is? Nou onlangs in jou lewe, wat het dit jou laat voel? Hoe laat jy ander mense voel as jy met hulle in gesprek was? Wat se liefde leef jy? Pragtige deel Johannes 13. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. En dit vra dat ons tyd moet maak vir mekaar. Jesus het tyd gemaak. Johannes het nou gesê, laat die kindertjies na my toe kom. Hy sê, disippels sê, wag. Laat die kindertjies na my toe kom. As almal so rondom hom is, dan kyk hy op en dan sien hy vir Saggeus in die boom en sê, hey, ek gaan in jou huis vandag. Gaan tyd spandeer saam met jou. Samaritaanse vrou by die put. Van jou kinders, jou man, jou vrou, jou geliefdes eendag sê, maar weet jy wat, my pa en ma het tyd gehad vir my. My man het tyd gehad vir my vrou het tyd gemaak vir my. En tyd is 'n kommoditeit vandag. Ons kan soms geld gooi, en dit is ook nie verkeerd nie. Maar om tyd te gee, is 'n belangrike ding. As ek iemand wat vrede bring, 'n versoening bring, as wat ek bitterheid bring. As iemand wat gereeld vir jou man of jou vrou sê, of jou kinders of jou oupa sê, paas of ma sê, weet jy, want jy kan vir jou pa en ma ook sê, ek is trots op pa en ma, hoe vrede is. Sê dit vir jou kinders, ek is trots op jou my kind. Ek is lief vir jou my kind. Nie oor wat jy bereik nie, prys die Here vir wat jy bereik, maar ek is lief vir jou omdat jy is. Net omdat jy is ek klaar lief vir jou. Sê jy dit nog vir jou kind? Sê jy vir jou kind, ek is trots op jou. Dis goed wat ons moet leef, elke dag. Tweede laaste skyfie. Nou, dis amper def by PowerPoint, maar dis eintlik wat ek net vanoggend gesê het. So.
Wat is jou nalatenskap? Is dit jou hart dat die mense, jou kinders eendag vir jou sal sê, of jou geliefdes rondom jou sal sê, of jou man of jou vrou vir jou sal sê, ja, jy het 'n persoonlike verhouding met die Here gehad. Dis iemand wat kon vasbyt deur moeilike omstandighede, het aan die Here vasgehou het, dat die Here vir jou dra. Jy het mense behandel met liefde, met omgee, met die liefde van die Here. Dit was iemand wat met integriteit geleef het, wat mense, mense kon daai persoon vertrou het. Weet, as mense daai persoon se teenwoordigheid was, jy het dit net beleef, 'n positiewe liefde wat jy ervaar het te beleef. Dit was iemand wat tyd gemaak het vir ander. Mense wat potensiaal self gesien het in ander mense se lewens. Mense wat vir ander 'n geleentheid gegee het. Ja, dit was iemand wat vrede wou leef. Wat nie altyd net moeilikheid gesoek het nie, konflik gesoek het nie. Dis iemand wat vrede gebring het. Is iemand wat trots was op sy geliefdes. Wat lief was vir sy geliefdes. Ek sluit af, laaste sinnetjie. Baie belangrik. Jy bou nie eendag jou nalatenskap nie. Jy bou dit vandag. Jy bou dit vandag met elke woord en elke keuse. Jy bou nie eendag gaan ek aan my nalatenskap bou nie. Jy bou dit vandag. Hou dit in jou hart, hou dit in jou gedagtes. Jou familie eendag kan sê, my man, my vrou, my pa, my ma, my oupa, my ouma, ek kan dit van hulle sê, positiviteit, 'n verhouding met die Here. Maar kom ons begin om dit vandag te bou, mag die Here by jou wees, amen. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om as kinders van die Here te kan leef, en mag ons 'n verskil maak in mense se lewens, nie sodat mense dit kan sien nie, maar mag mense dit beleef en ervaar, en ja, as ons nie meer hier is nie, dat mense kan sê, weet jy wat, dis iemand wat 'n voorbeeld vir my was, en ek wil graag hierdie voorbeeld gaan leef, want hierdie persoon het gedoen dit wat Jesus vir my gesê het. Sê altyd daai bandjie wat sê, what would Jesus do? En dit was iemand wat so geleef het. Mag die Here ons help om dit te doen. Ons bid dit in U naam. Amen.